Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ja, ons is by die einde van die jaar 2025 en as ek terugdink aan dit wat ons daar aan die begin van die jaar vir mekaar gesê het dit verband gehou daarmee dat ons hierdie jaar, ongeag wat gebeur, nog steeds die hoop moet behou. En julle sal onthou dat ons ook gepraat het van dat goed nie met my nie, maar vir my gebeur. Vorige jaar het ons gesê, ons moet mooi dink, wat dra ons saam uit die jaar, die nuwe jaar in. Dis soos om ekstra bagasie of klippe in ons rugsak saam te dra, wat onnodig is. En nou dat ons hier in die einde van 2025 is, dink ek dit is goed, as ons so 'n bietjie 'n aktiewe proses volg, waar ons terugkyk oor hierdie jaar, dink aan lesse wat ons geleer het, probeer om 'n doel of 'n betekenis te vind uit dit wat in hierdie jaar, in hierdie reis van die lewe met ons gebeur het, en dan ook te kom by 'n punt waar ons vir onsself kan sê, wat het gebeur wat met ons goed was vir ons verskoning en wat vir ons sleg was, en waar is ek vandag? As ek nou terugkom na equilibrium, verskoning of balans, waar staan ek in terme van, is daar genoeg vuurmaakhout wat ek uit hierdie jaar vorentoe kan vat? Genoeg positiewe boublokke van veerkragtigheid wat my in die nuwe jaar letterlik gaan laat wegtrek met nuwe hoop en verwagtinge? Of sit ek vasgevang in al die sleg en al die negatiewe en bly dit as dit ware soos 'n negatiewe deentjie in my kop en wonder ek, en is ek nie seker gaan 2026 'n beter jaar wees nie, hoe ons dit nou ook sou wou definieer. So 'n paar praktiese riglyne dalk te gee wat ons op hierdie stadium kan help is, ja, en nou moet ons weer pen en papier bymekaar trek, of ons moet bietjie sit en gesels hieroor, met ons geliefdes, met ons medemense, met ons belangrike ander. En dit is erkenning en herkenning van wat ons ervaar het. Vir ons om te kan aanbeweeg, is dit as dit ware, asof ons dit wat gebeur het, moet kan toemaak en agter ons sit. Maar om dit te kan doen, moet ek kan sê, ja, hierdie was die slegte ervaring wat ek gehad het, en ek gaan dit los in 2025, of ek gaan dit herdefinieer in terme van, wat het ek hieruit geleer, wat van my regtig iemand gaan wees, wat met hoop vorentoe leef in 2026. Ons kan dit 'n tipe van 'n jaar-eind oorsig ook noem, waar ons hierdie refleksie doen, en dit is dan waar ons, soos ek sê, die pen en papier nader trek, waar ons dan 'n spesifieke bietjie gaan kyk, wat se herhalende patrone was daar, wat ons laat vasval het in negatiewe ervarings, of wat ons energie gedreineer het. Wat is daar wat ons waardes uitgedaag het, tot op die punt dat ons begin twyfel het in ons waardes, of waar ons regtig moes aan ankertoue van ons waardes en ons geloof vashou, styf vashou, sodat ons nog vandag hier kan wees. En dan as ons terugkyk, hoeveel van ons kan regtig met selfbegrip terugkyk, selfempatie en sê ja, al het alles nie uitgewerk soos dit moes nie, en al het ek foute gemaak, moet ek myself nie nou so kastei oor wat gebeur het nie, maar dit as 'n leerervaring kan sien, as boublokke, moet ek nie vasgeval wees in skuldgevoelens en die, as ek maars nie, en dit eerder sien as, ja, op daai stadium, en ek wil ons moet mooi luister na hierdie sin,
het ek met die lig op my pad hierdie tipe besluit geneem of hierdie ding gedoen. En baie keer is dit so dat ons amper met die woord gebruik, ons loop met 'n kerslig in donker tye, waar ons nie die krag het om ons helder elektriese lig aan te skakel nie. So die kerslig maak net 'n stukkie voor ons helder. En dis die insig en die begrip en hoe ons dan kyk na die situasie. En met dit in ag genome neem ons besluite en doen ons dinge, en agterna dan ons vir onsself kwaad dat ons dit gedoen het. Maar as daardie lig, gegeewe wie en waar en wat ek was in my omstandighede, die lig was wat ek gehad het om daai besluit te neem, of op so 'n manier te dink, dan is dit ook goed so. En dis hoekom ek sê, ons moet vir onsself begrip hê, ons moet vir onsself empatie, ons moet vir onsself kan sê, ons prosesseer hierdie pyn en hierdie negatiewe emosies met 'n begrip vir onsself, dat die lewe nie volmaak is nie, dat die lewe gebeur, maar daarmee saam is dit ook 'n proses waaruit ek geleer het en meer veerkragtig vorentoe kan gaan. Dis hoekom ek sê, kom ons herdefinieer die negatiewe, kom ons haal hier uit, ons rafel dit 'n bietjie uit, en ons haal hier uit dit wat ons geleer het, wat ons weet, hierdie gaan ek anders doen, hierdie gaan ek vermy, hier gaan ek anders dink oor wat gebeur het en hoe om in die toekoms op te tree. Willem en luisteraars, ek dink ons almal, en ek sluit my hierby in, het 'n 2025 beleef, waar ons dalk baie keer gewonder het, wat is die doel van ons lewe regtig vorentoe? Ek wil net weer sê, baie keer, en ek dink dit is ook goed om dit met julle te deel, as ek so in my gesprekke voorberei en ek dink aan dinge, dan besef ek net, dit is nie dat ek al die antwoorde het nie. Ja, ek gaan ook deur pyn en hartseer en moeilike oomblikke en alles, en ek moet ook maar op die harde manier sekere goed leer. Maar ek is so dankbaar dat ek eintlik in 'n huis groot geword het, waar my ouers my geleer het van dankbaarheid nommer 1 en nommer 2, om wat hulle altyd gesê het, wat leer jy hieruit? Agterna het ons nou baie mooi woorde hiervoor, soos positiewe herdefiniering en dan veerkragtigheid ensovoorts. En dit is 2 aspekte wat ek met ons wil laat en in ons midde wil laat in hierdie tyd. En daarom dink ek ons moet een of ander ritueel vir onsself kry, waar ons noem dit maar 'n simboliese vrystelling het van dit wat vir ons hierdie jaar regtig sleg en onaangenaam was. Dit kan enige iets wees, dit kan geletterlik wees, waar ek al die goed wat ek regtig nie weer wil beleef nie, en wat baie sleg was, gaan neerskryf, en soos ek dit neergeskryf het, sê, dit en dit het my gebeur, ek maak dit los van my, ek gaan 'n nuwe jaar in. Of waar ek dit alles neergeskryf het, en ek verklaar, ek skeer hierdie goed nou op, ek sit hierdie goed nou agter my. Hoe hierdie ritueel ook al lyk, party praat van, gaan skryf 'n brief aan die persoon wat jou dalk die meeste teleurgestel, of seer gemaak het, en gaan skeer dit op agterna, en wat ook al daarmee saamgaan. Maar dit is as het ware, asof 'n mens 'n fisiese ritueel uitvoer, wat jy hierdie neersit. Dit kan ook wees, dat jy jou lysie vat, en dat jy in gebed voor die Here gaan staan en sê, hierdie is die goed, wat vir my hierdie jaar teen die grond gehad het. Ek gee dit vir u, ek los dit by u. Ek gaan nie weer elke keer dit teruggryp, en probeer om hiermee te werk nie. Dis nou in u hande, ek weet u sal sorg, u sal help om uit te sorteer. 'n ander manier is om byvoorbeeld hierdie, soos ek net nou gesê het, momente te ontrafel, of uit te rafel, en waar ons spesifiek gaan kyk, wat was die klein dingetjies, wat elke keer hierdie groter probleem gesneller het? Kan ek, as ek 'n probleem ervaar het, terugdink, waar het dit moontlik begin, sodat ek in myself sekere aanpassings maak met groter waawyd oë loop, en kyk, en hierdie kan probeer verhoed. En ek weet, as ons eers op die trapmeel van die lewe is, en dit is skool, en dis kinders, en dis werksverantwoordelikhede, en alles wat daarmee saamgaan, is ons geneig om dit te vergeet.
Maar dalk moet ons dit een van ons doelstellings maak vir 2026 om vir onsself te sê, wag 'n bietjie, as ek nou weet wat se klein goedjies wat my sneller, dit is wat ek kan doen om voortydig hierdie snellers te blokkeer en anders te dink. En ek kom weer terug. Weet, ons het hierdie jaar baie gepraat oor hou 'n tipe van 'n joernaal in die oggend of wat ook al waar ek vir my 'n trefwoord vir die dag of vir die week kry en waar ek daarop fokus. En ek weet dit is moeilik om dit by te hou en almal het dit nie dalk noodwendig gedoen nie. Dis okay. Of wat ek hiermee probeer sê is dat ons nog steeds vir ons 'n tyd maak. Al is dit wanneer ek in die aand in die bad lê. Al is dit daai rukkie wanneer ek met my koppie koffie op die stoep sit in die oggend voordat die dag begin. En daarom is dit belangrik dat ons na onsself moet omsien. Ek kom weer terug na, slaap ek genoeg? Oefen ek? Doen ek goed wat my bly maak? Is ek betrokke in vreugdevolle momente? Gaan soek ek goed wat vir my blydskap in my lewe bring? Een woord hieroor, daar was jare gelede 'n geval gewees van 'n persoon wat 'n kankerdiagnose gehad het. En die dokter sê sommer so te loos, man, weet jy wat, ek dink as jy meer lag, dan gaan jy hierdie kankerdiagnose beter hanteer. En hierdie ou se kinders het vir hom allerhande en enige tipe humoristiese boeke, flieks, jy noem dit, aangedra. En hoe hierdie persoon se uiters negatiewe gemoed oor tydperk van 'n paar maande omgedraai het in hoop en ook beter selfversorging en uiteindelik het daai persoon regtig meer as verwag 'n klompie jare geleef. Daar's baie daarvoor te sê dat ons vreugde in ons lewe, in ons dag moet hê, dat ons hierdie vreugdevolle oomblikke moet soek. En ek dink deel hiervan is ook daardie, wat is my lewensverhaal? Wat is die verhaal, die legacy of dit, verskoon, ek kan nie onmiddellik op Afrikaans woord kom nie, maar dit wat ek nalaat, my nalatenskap vir my kinders en kleinkinders. Wat is dit wat ek kan sê? Hierdie was wie en wat ek is, met my waardes, en hierdie is hoe ek my lewensverhaal vorentoe skryf en wat ek wil agterlaat vir my kinders. So kom ons gaan sit. Ons spandeer daai 25 halfuur, wat ek al hoeveel minute, dalk 'n uur, en ons gaan herbedink mooi. Dink terug, en ons maak 'n punt, 'n afsluiting. En ons sê hierdie, laat ons nou in 2025, behalwe dit wat ek geleer het, wat my veerkragtiger gaan maak in 2026. En daarmee wens ek vir elkeen 'n uiters voorspoedige en 'n geseënde 2026 toe. Ons praat weer in die nuwe jaar. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.